terwyl jy so blaai, kom ons word net stil en sluit net eers ons oë. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede word aan die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ek wil vanoggend met die gedagte deel oor die grootste geskenk. En kom ons lees daarso uit Lukas uit. Sien, daar's soveel boodskappe wat 'n mens kan bring uit die woord uit, en as mens net stil word en mens lees hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, dan is daar soveel boodskappe wat mens daaruit kan uithaal. En vanoggend het ek 'n paar gedagtes wat ek wil deel met u uit hierdie gedeelte uit, en ek het hom al hierdie gedeelte al gelees en op 'n vorige geleentheid, en ek het al 'n boodskap hier uitgebring, maar vanoggend wil ek bietjie uit 'n ander oogpunt ook hierdie boodskap vir u bring. Nou kom ons lees daar vanaf vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. En toe die engel van hulle weggegaan het, en na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan, en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan, en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar, en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan, en God verheerlik, en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Weet, as ons die woord lees, dan sien ons ook in hierdie vers sê, Maria het alles oordink wat aan haar gesê is. En mag jy vanoggend ook hierdie boodskap oordink, dit wat uit die woord uitkom, dit wat ons hoor, maar dit wat jy ook gelees het, want soos ek sê, daar's baie boodskappe in hierdie gedeelte. En as jy stil word en jy gaan lees dalk weer hierdie gedeelte, is die Here getrou. Hy het die Heilige Gees aan ons gegee, en hy maak dalk 'n ander gedeelte, 'n ander gedagte aan jou bekend, wat vir jou in hierdie oggend baie kosbaar is. Nou, kom ons sit so, dan sluit ons net die oë. Ons hemelse Vader, Here, ons loof en prys U op hierdie wonderlike dag wat U vir ons geskenk het. Here, ons weet dat U vir ons aarde toe gekom het. U is gebore, die geskiedskrywer het dit opgeteken. En Here, ons vier U geboortedag, dat U mens geword het vir ons. En ons wil U loof en prys, Here, dat ons kan weet, U het opgegroei, U het vir ons aan die kruis gesterf. U het opgestaan uit die dood, en U het opgevaar in die hemel. En weet ons in ons harte, Here, dat U weer gaan kom om ons te kom haal.
Here, dat U ons verlosser en ons saligmaker is. Dankie, Here, vir die onverdiende guns wat ons ontvang uit U hand uit. Dankie, Here, dat ons kan weet, U is ons verlosser. Dankie, Here, dat ons hierdie dag kan herdenk tot eer en verheerliking van U naam. En Here, daar waar ons beweeg tussen vriende en familie, Here, dat ons U naam sal groot maak en dat ons U sal loof en prys en eer en dat hierdie dag om U sal draai. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, terwyl ek nou voorberei het, lees ek 'n verhaal van 'n jong man wat die geleentheid gekry het om deur Europa te toer, en dit was eintlik 'n geskenk van sy ouers aan hom gewees, want hy het klaar geswat en hulle gesê as hy klaar swat en hy kom goed deur, dan sal hulle vir hom hierdie groot geskenk gee. En hy het sy tassies gepak en hy is Europa toe. En hy die hele Europa het hy deur getoer met 'n trein en 'n boot en soms met 'n fiets gery. En hy het met sy voete geloop en hy was die hele plek vol gewees. En hy kom toe uiteindelik daarso in Frankryk aan en hy beland daar op die strande van Frankryk en hy sê hier wil hy die res van die somer in Europa wil hy deurbring. Maar sy ouers wat vir die reis betaal het en vir hom gesê het hierdie is jou geskenk, het hom 'n voorwaarde gegee en vir hom gesê die voorwaarde is jy moet vir jou familie in Switserland gaan kuier. En as jy gaan kuier, het sy ma gesê, moet jy 'n goeie indruk maak. Nou om dit vir 'n seun te sê is nogal moeilik partykeer en ma's wat sê jy moet nou hierdie ding gaan doen en sê ja ma, bly nou maar net stil, ek sal gaan. Maar nou sit hierdie ding in sy agterkop en soos ma's nou maar is, knaag dit hier in sy kop en nou weet hy moet gaan, want as hy by die huis kom en hy was nie daar gewees nie, gaan hy dit nooit afleef nie. Hy hou toe sy ma gelukkig en hy klim op die trein en hy's daar na die Alpe toe en hy kom in hierdie Switserse dorpie aan en nou, wat moet 'n man nou doen? Hy moet nou sy ma gelukkig hou en hy dink hy moet 'n geskenk moet hy saamvat en loop hy daar deur die winkels en hy kyk in hierdie venster en hy kyk in daai venster en nou soek hy iets. En dan kom hy agter maar, jong, dis duur om 'n geskenk te gaan gee en as wat 'n geld hy ook al op hierdie geskenk spandeer, het hy minder om op homself te gaan spandeer. Want hy is ten minste mos nog op vakansie. En terwyl hy oor hierdie situasie nadink, vang sy oë 'n pragtige jong dame in een van die winkels. En hy stap sommer dadelik in hierdie winkel in. En dit is 'n winkel vol kristalbakke en glase en dis net kristal oral waar jy kyk. En hy begin met hierdie meisietjie begin hy flankeer en sy lag en op 'n kol laat val sy 'n baie duur kristalbak. En die ding breek in 3 stukke en dit lê daar. En die bestuurder kom en hy raas met haar. En sy huilend daar in die agterkant van die winkel in en hy sien die geleentheid en hy sê, "Ek het dit." Hy sê vir die bestuurder, "Ek sal hierdie bak vir jou koop, by jou koop. Wat gaan jy my vra?" En die ou sê, "Die bak is stuk," en hy sê, "Gee my 'n prys." En hy maak 'n belaglike prys en hy sê, "Ja nee, ek sal dit vat. Dra hom sommer vir my toe in geskenkpapier." En hy loop uit die winkel uit en hy dink, "Wow, ek het nou 'n bargain geslaan." En hy kom by die familie, klop aan die deur en toe hy deur die deur stap, maak hy op sy voet vashak en hy val. En hy laat die geskenk voorval. En die hele familie is besorg oor hom en is, "Ag, sies tog," en probeer hom daar ophelp en hy vat hierdie geskenk en hy tel dit op en hy sê, "Ag, ek is nou vreeslik jammer. En ek hoop is nog heel." En hy gee hierdie geskenk aan die tannie en sy sê, "Baie dankie," en sy maak hierdie geskenk oop en jy sal nie glo nie, hierdie geskenk, hierdie kristalbak het in 3 stukke gebreek. En hy is hartseer, maar sy sê, "Dis nog wonderbaarlik, want elke stuk is in bubble wrap toegedraai." Jy sien, hierdie jongman se geskenk was uit verpligting gewees. Hy moes dit gee. Hy het dit gedoen nie met 'n hart van liefde nie. Dit was beslis nie hartlik dit was net 'n poging om sy ouers tevrede te stel. En hy wou net aanbeweeg na wat hy werklik in die lewe wil gehad. Nou wil ek vir jou vra, moes jy in hierdie jaar dalk
so 'n geskenk al vir iemand gegee het? Moes jy 'n verpligte geskenk vir iemand gekoop het, want jy moet na sy verjaarsdagpartytjie toe gaan, of jy moet hierdie ding gaan doen, of jy moet daardie ding gaan doen, jy moet net iets gee. Jy sien, daardie geskenk is die moeilikste om te koop, want wat gee jy? Dit kom nie uit jou hart uit nie, dit kom nie oor, jy moet nou net iets gee, nou gaan soek jy die eerste, naaste, beste ding. Jy sien, soms koop ons goeders uit verpligting uit. En ek dink baie keer word ons eintlik skynheilig. Die nag wat Jesus vlees geword het en tussen mense kom wandel het, is die grootste geskenk wat ons ooit in ons lewe kon kry. God het dit nie uit verpligting vir ons gegee. Dis nie 'n moedgeskenk nie, sê iets wat hy ten laaste gegou, hierdie gaan 'n bargain wees en ek kom ek gee dit nie. Dit was 'n nag van geweldige wonderwerke en geweldige seën. As ons hierdie gedeelte lees en ons gaan sien wat het daardie nag gebeur, dan kan dit nie ontken word nie. En alhoewel hierdie boodskap meer as 2000 jaar oud is, het dit werklik gebeur, dis vir ons opgeskryf, dis die grootste geskenk wat elke persoon ooit in sy lewe kan ontvang. En kom ons kyk nou vandag net na hierdie geskenk. En ek wil net so 3 punte uit hierdie gedagte wil ek uitdeel. Wat is hierdie geskenk wat ons gekry het? Wat is die betekenis daarvan? Ons teks van oordenking vind ons daarso in vers 10 en 11 en sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele wêreld, vir die hele volk sal wees. Hierdie is 'n besonderse boodskap vir elkeen van ons. En daarom praat ek vanoggend oor die grootste geskenk. Nou, die eerste gedagte hierso is, dis 'n geskenk van vrede. Ons lees in vers 10 en vers 13 en 14, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Weet, is dit nie die ding wat almal soek, die wêreld jaag na vrede. Wat 'n groot geskenk is vrede nie vir elkeen nie. Vra jouself af, het jy vrede in jou hart? Is daar vrede? Die boodskap van Jesus verwyder vrees, want sy boodskap is volmaakte liefde. Weet, as jy nie Christus het nie, is daar vrees in jou lewe. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Die uiteindelike straf of vrees is skeiding van God. Gelukkig vir diegene wat in Jesus glo, is daardie vrees is verby, want jy weet in jou hart, dat as jy sterf, sal jy saam met Christus in die hemel wees. Hierdie ou dinge het verbygegaan, hierdie wêreldse dinge het verbygegaan, en jy weet, daar's 'n verwagting in jou hart, na Christus toe. Daar's 'n paar dinge, wat ons nooit hoef te vrees nie, wat die woord vir ons sê, en ek kan by hierdie lys, kan 'n klomp dinge kan ek gaan voeg. Die eerste is, om nie alleen te wees nie. Hebreërs sê vir ons, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Om te verdwaal. Spreuke 3:6 sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Ek gaan nou weer 'n bietjie oor hierdie vers praat. Ons hoef nie die dood te vrees nie. Paulus skryf vir ons, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Ons hoef nie die hiernamaals, dit wat hierna gaan gebeur, te vrees nie. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Dit is wat hierna gaan gebeur vir die wat sonder Christus is. En daai woord dood is skeiding van God. Maar nou is daar 'n baie belangrike woordjie daarso, maar.
Maar die genadegawe van God, die groot geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die Engelse geskenk is 'n boodskap van vrede, goeie tyding, goeie nuus, groot vreugde. Hierdie boodskap is universeel. Dis nie net vir ons wat hier sit nie, dit is vir die hele wêreld. Maar hierdie boodskap is ook persoonlik, want dit gaan oor jou en jou persoonlike verhouding met Christus. Die engel het Jesus bekend gestel aan die mensdom. Hy sê, dit is Jesus wat gebore gaan word. Hy is ons verlosser. Hy is eerste ons verlosser. Ons gee vir hom baie attribute wie Jesus is, en die woord gee vir ons baie attribute wie Jesus is. Maar onthou waarvoor het hy gekom? Heel eerste, om ons te verlos van die sonde. Want die loon van die sonde is die dood. Hy het gekom om ons te verlos daarvan. Heel eerste. Jesus het heel eerste gekom as 'n voorbeeld. Nie as 'n voorbeeld nie, maar as 'n verlosser. Hy het nie gekom as 'n leermeester nie, maar as 'n verlosser. Jy sien, as ons grootste behoefte inligting was, sou die Here vir ons 'n opvoeder gestuur het. As ons grootste behoefte tegnologie was, sou hy vir ons 'n wetenskaplike gestuur het. As ons grootste behoefte finansies was, sou hy ons 'n finansiële beplanner gestuur het. As ons grootste behoefte plesier was, het hy ons 'n vermaaklikheidssterk gestuur. As ons grootste behoefte militêr was, het hy vir ons 'n militaris gestuur. As ons grootste behoefte geregtigheid was, het hy vir ons 'n regter gestuur. Maar ons grootste behoefte in hierdie wêreld is 'n verlosser. Weet jy, hy het vir ons Christus gestuur, die gesalfde, die seun van God, Jesus Christus. Die woord Jesus beteken verlosser. Dit beeld hom uit as die vervulling van alles wat beloof is van die boek van Genesis af. Die saad wat daar so beloof is, het gekom. En as ons aan die einde van Openbaring lees, dan lees ons, hy is die begin, hy is die einde. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die eerste, hy is die laaste. Hy is die leeu van Juda, hy is die lam van God, hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here, hy is soewereine God. Paulus sê vir ons in Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappy en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jy sien, hierdie vrede is deur die Satan gesteel. En die mense te soek na vrede. Gaan praat maar met enige iemand, hy sal vir jou sê, wat is jou grootste behoefte? Hy sê, dat ek vrede met hierdie een, of vrede met daarin, of vrede met so een sal hê. Dis om vrede te hê. En daarom is Jesus die geskenk van vrede in hierdie wêreld. Want as jy weet dat jy kind van God is, het jy vrede in jou hart met God, dat hy jou gaan kom haal. Jy hoef nie te wonder daaroor nie. Maar die tweede gedagte is, dis 'n geskenk van 'n belofte. Sien, ons lees in vers 12, en dit is vir julle die teken. Daar's 'n teken, hierdie herders word gesê, daar's vir julle teken, gaan kyk. En hulle sal gaan kyk, en wat is die teken? Hulle sal Jesus in 'n krib vind. Dis die teken. Waarom het die Heiland Christus, die Here, in 'n krib gelê? Hoekom het hy daar in 'n krib gelê? Hoekom is hy in 'n krib gewees vir diere? Vers 7 sê dit vir ons. Hy sê, en sy het
haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die seun van God is gebore in 'n nederige stal om hom uit te beeld as 'n diensknegt vir elkeen van ons. Maar as hy weer kom, sal hy koning wees. Hy sal die heerser wees. Maar daar was geen plek in die herberge gewees nie. Daarom is hy in 'n krib gebore. Daar was 'n bevel gewees dat almal moes getel geword, daar was 'n sensusopname gewees. En nou kan jy vir jouself dink, hoeveel reise is daar in daardie tyd gewees van hierdie ouens wat hierdie kant toe gaan en daai ouens wat daai kant toe gaan. En ek dink dit was 'n booming besigheid gewees om 'n herberg te hê in daardie jaar. Ek dink nie dit het in een slag gebeur nie, ek dink dit was 'n hele jaar se opname gewees. Jesus se geboorte was 'n profetiese belofte gewees. Hy moes in die stad van Dawid gebore word. Hy moes in Bethlehem gebore word. So is God ook in beheer van die omstandighede waarin jy leef. Jy weet, ons kan wik. Ons kan planne maak op 'n sekere dag wanneer 'n baba gebore moet word. Wanneer ons 'n sekere ding wil hê. Ons kan ons planne maak. Maar God is in beheer. En hy kies wanneer en waar. Bethlehem beteken huis van brood. Is dit nie 'n gepaste naam vir die brood van die lewe om gebore te word in Bethlehem? Ons weet Jesus is in Bethlehem gebore, want dis nie net vir ons in die woord opgeteken nie. Dis ook in die geskiedskrywers van daardie tyd het dit geskryf. So buite Bybelse bronne het dit ook vir ons bevestig. Jesus is gebore. Die belofte was vervul wat Micha vir ons gegee het. Ons lees in Micha 5 vers 1. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hierdie profesie is 800 jaar voordat dit gebeur het, is dit gesê. Kan jy iets sê wat môre gaan gebeur op 'n sekere uur of 'n sekere minuut? Dis onmoontlik. Maar daar is honderde, daar's duisende beloftes wat die Here vir ons gegee het, profesieë wat hy vir ons gegee het, wat waar geword het die dag toe Jesus gebore is. As ons Romeine 8:28 lees, dan sê dit vir ons dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. God het 'n plan met jou. Hy het 'n belofte vir jou en hy lei jou daar waar jy gaan. Wanneer ons herinner word aan Spreuke 3 vers 5, kan ons met ons hele hart op die Here vertrou. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Want hy het beloof dat as ons hom bloot erken, as ons hom vertrou in al ons weë, hy ons baie gelyk sal word. Dink net aan daai belofte. Vertrou op die Here met jou hele hart. Ken hom, plaas jou alles in hom. En hy gaan jou baie gelyk maak. Daar staan nie, daai paaie gaan nie sonder gate en dongas en versperrings en goeders kom nie. Maar hy gaan jou baie gelyk maak. Jy sal voort kan gaan. Jy sal gemaklik kan leef. God hou sy beloftes en hulle is nooit oud nie, hulle is altyd nuut. Hy sê vir ons in Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. As Jesus in jou hart is, dan is hy met jou. Kyk nie angstig rond nie, moenie bekommerd wees oor wat om jou gebeur nie. Fokus op die Here, want ek is jou God. Wie is in beheer? God is in beheer. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dis wat Christus kom doen het. Hy het gekom as ons redder, as ons verlosser. Wat 'n groot geskenk is dit nie, om God op sy beloftes te vat, op sy woord te vat, dit wat hy vir ons gegee het.
En weet jy, ons kan hom herinner daaraan. Jesaja sê vir ons daar in Jesaja 62 vers 6 en 7, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus en laat hom nie met rus nie. Het die Here vir jou belofte gegee? Wil jy hom nie herinner daaraan nie? Here, ek herinner aan hierdie belofte. Here, ek staan op hierdie belofte. Dalk lyk dit vir jou nie rooskleurig nie. Dalk lyk jou toekoms nie wat dit moet wees nie. Dalk is daar iets wat jou pla in jou toekoms, pla in jou hede. En jy die Here gevra, Here, verander asseblief hierdie saak. Herinner hom daaraan. As hy vir jou belofte gegee het en gesê het, ek sal, herinner hom aan daai belofte. Want die Here sal sy woord gestaan doen. Hy is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n menslik en dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê net nie spreek en nie waar maak nie. Die laaste gedagte is geskenk van lofprysing. Sien eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die hemel welbehae. Ons het vanoggend het ons 'n klomp liedere gesing. Dit is so lekker om op Kersfees, op 'n Christusfees die Here te loof en te prys. En mag julle daar waar julle om die etenstafel vandag sit, die Here loof en prys vir die bord kos, vir die geselskap, vir familie, vir vriende, vir dit wat die Here vir jou gegee het. Mag julle saam geestelike liedere sing en die Here loof en prys. Dit is tog immers God wat vir ons hierdie genade gegee het. Hy het vir jou asem in jou longe gegee, hy het vir jou bord kos gegee, hy het vir jou alles voorsien wat daar is. Ons gaan hom vir ewig, gaan ons hom in die hemel, gaan ons hom loof en prys. Maar as ek na hierdie geskenk kyk, die engel het hulle skepper geprys. Lof aan God en vrede aan die mens het hulle gesing. Jesus het gekom om aan die mens vrede met 'n innerlike rustigheid te gee. En ek is weer terug op die gedagte van vrede, want dit is waaroor dit gaan. As jy weet dat God jou vrede is, gaan jy hierdie vrede uitsing en uitpasyn. In Johannes 14 vers 27 lees ons, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en nie bang wees nie. Dis vrede wat God aan ons gee. As ons Filippense gaan lees, dan sê Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Weet jy wat, dit is iets om oor te juig en iets om oor te sing, om te sê, dit gaan goed met my, daar's vrede in my hart. Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. As daai vrede in jou hart heers, gaan jy dankbaar wees, en jy gaan dit uitpasyn en sing, aan almal daar buite. Wanneer jy God se vrede het, sal jy hom loof, ten spyte van alles wat om jou aangaan. Maak nie saak wat ons posisie is nie. God het ons geroep om hom te loof, sodat ons hoop in Christus kan stel. Sodat hy vereer en die heerlikheid kan ontvang. Die herders, as ons kyk na die herders, hulle was sosiale uitgeworpenes gewees, as ons dit so moes beskou. Hulle was in die veld, daar tussen die diere gewees, en hulle het nie altyd 'n geleentheid gehad om te gaan bad of skoon te maak nie. Hulle was herders gewees, hulle was daai boere gewees daar in die veld. Hulle pligte het hulle onrein gemaak, want hulle het met die diere gewerk, hulle het met dooie diere het hulle gewerk. En dit het hulle onrein gemaak om selfs na die tempel te gaan. Selfs om kerk toe te gaan. As ons kyk na die wette van Moses, was hulle werk wat hulle gedoen het, was saak van onreinheid gewees. Hulle moes hulle eers gaan reinig, en dan kon hulle in die tempel 'n offer gaan bring. Maar prys God
dit is die skare waarvoor hy gekom het. Hy het aan hulle het hy die engele gestuur. Hy het aan hulle gesê, hoor hierdie goeie tyding vir julle. Lukas 10 vers 19 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy het nie gekom om vir die persoon wat dink hy's alright, om te dink hy's op die plek waar hy moet wees nie. Markus 2:17 sê, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het gekom om regverdiges te roep nie, maar om sondaars tot bekering te roep. Die Here het gekom vir die wat hom soek. Hy het na hierdie herders gekom, en hy het vir hierdie herders gesê, hoor hierdie blye boodskap. Die herders is opgewonde geweest, hulle het hulle diere daar gelos, hulle het gegaan, hulle het gaan bevestig, dit wat hulle nou gehoor het, of dit die waarheid is. En toe hulle dit sien, het hulle teruggekom, en dit was in hulle harte gewees. Laat alles wat asem het die Here loof, want dit is 'n geskenk van God. Ons lees in Hebreërs 13 vers 15, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hulle het op die boodskap wat hulle ontvang het, gehandel. Hulle het Jesus in 'n krib gevind. Hulle het ag geslaan op hierdie boodskap. En wat 'n voorbeeld is hulle nie vir elkeen van ons nie. Wil jy nie ook vandag en die res van jou lewe, daar waar jy gaan, hierdie groot geskenk gaan deel en gaan vertel, wat het Christus gedoen? Hy is vir ons gebore. Dit moet net uit ons uitstroom. As iemand van ons vra, dan moet ons 'n geleentheid hê om te vertel, wat het Christus vir jou gedoen? Nie lank gelede het die Here nie. Wat het die Here vandag vir jou gedoen? Terwyl die herders na hulle skape teruggekeer het, wil ek hê jy moet let, hulle omstandighede het nie verander nie. Hulle is terug na hulle skape. Hulle is terug na die werk wat hulle moes doen. Hulle was nog herders. Hulle was nog skaapboere gewees. Hulle was nog vuil gewees. Hulle was nog iemand wat elke nou en dan dalk in 'n bad gekom het. Hulle was nog iemand wat spesiaal tyd moes afstaan om rein te word om in die tempel te kom. Nog steeds dieselfde persoon. Maar jy weet, daar's 'n groot verskil gewees. In hulle hart was daar blydskap gewees. Daar het 'n verandering in hulle lewe gekom. Hierdie manne het teruggekeer met 'n hart vol van vreugde. Wat 'n verskil maak Jesus in jou lewe? Hy is die grootste geskenk vir almal. En daarom let ons hierdie bekende vers wat ek seker vandag in baie kerke gelees gaan word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hierdie groot geskenk aan ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wil jy nie vandag jou vertroue in die Here plaas, as jy dit nog nie gedoen het nie, as daar 'n saak is wat jy die Here voor vashou, plaas jou vertroue in hom, dat hy daardie saak sal dryf. Die Here soek nie jou werke nie, hy soek nie dit wat jy vir hom kan doen nie, hy soek jou hart, hy soek jou geloof in hom. Die jong man waarvan ek nou gepraat het, waarmee ek begin het dinge uit eie eer gedoen. Dit het gaan vir, wat kan ek uit die lewe uitkry? Gaan oor my. Hy het gedoen om homself te verheerlik. God het die grootste geskenk aan ons gegee. Hy het dit nie uit eie eer gedoen nie. Hy het dit gedoen sodat ons in 'n beter posisie sal wees. Mag vandag vir jou gaan oor Christus. Mag jy hom vereer en verheerlik. Mag dit nie oor eie eer gaan nie. Mag dit gaan om hom eerste te stel in alles wat jy doen.
Mag jy elkeen 'n geseënde Christusfees hê. Kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Ons hemelse Vader, hierdie is 'n groot geskenk. Here, U het vir ons vrede in ons hart gegee. U het vir ons 'n belofte gegee. En Here, ons kan juig vir daardie vrede, vir daardie belofte, dat U in beheer is van alle dinge. En ons kom pleit by U, Here, gaan met ons in hierdie dag, lei ons gesprekke, ons gedagtes, ons denke. Here, daar waar ons beweeg en daar waar ons gaan. Ons bid en vra, Here, dat U vereer en verheerlik sal word. En Here, ons bid ook in ons harte, dat U tog gou sal kom om ons te kom verlos van hierdie wêreld. Maar terwyl U vertoef om te kom, Here, dankie vir die vrede wat U vir ons gee. Dankie vir die ywer wat U vir ons gee om U te dien en eer. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Ek wil afsluit met 'n lied. En ek gaan hom net speel. Jy kan hom saam sing as jy hom ken, maar jy kan net so sit. En daarna gaan ek vir ons die seën uitspeel. Maar luister na die woorde van hierdie lied en ek dink dit is 'n besonderse lied om net na te luister. This living light
Seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here met u vandag wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat hy kom op die wolke om ons te kom haal.